Goeiemôre almal op hierdie koue Dinsdag, die 10de Junie die jaar 2025. Is 'n lieflike dag wat Abba vir ons geskenk het. Hy is nog steeds in hierdie dag, al is dit koud. Ons dink aan die mense wat op die straat is, dat die Here net hulle sal warm hou en dat hy net hom ook sal ontferm oor hulle. En dis juist my boodskap vandag. My naam Sonja Gerber en my boodskap ontferming. God se genade en ontferming word dikwels in die Bybel sommer in een asem genoem en met reg. Dat God genadig is beteken dat hy elke keer vir ons weer en weer as mens 'n kans gee. Hy ontferm hom oor die mens. As daar iemand anderste is wat in die nood is, dan ontferm ons ook ons oor hulle en ons help hulle in hulle moeilike tye. Staan hulle dalk by finansiëel of deur gebed of deur daad, hoe dit ook al mag sy. Nou die Here wil hom ook oor ons ontferm. Ons moet net toelaat dat hy in ons lewe kom werksaam wees. Halleluja. Ons eerste gedeelte kom hier uit Eksodus 33 verse 19 en 20. Maar hy antwoord en hy praat hier met Moses. Ek sal my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my aangesig sien en bly lewe nie. Halleluja. Dan gaan ons daarna Psalm 102 vanaf verse 13 en 14. Maar U, o Here, U bly tot in ewigheid, U gedenk na hom van geslag tot geslag. U sal opstaan, U oor Sion ontferm, want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. Dan Psalm 103 verse 8 tot 13. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierendheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as wat die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierendheid oor die wat hom vrees. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor ons wat hom vrees. Halleluja. Dan gaan ons daar na 2 Korintiërs 1 verse 3 tot 6. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos en al ons verdrukkinge, sodat ons die wat in allerhande verdrukkinge is, kan vertroos deur die vertroosting waardeur ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ook die troos oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding, en dit laat sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en tot redding. Halleluja. Die laaste ene is 1 Petrus 1 verse 3 tot 5. Geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En ons glo dat ons in die laaste tyd is, en ons loof en prys die Here vir sy teenwoordigheid, sy genade en sy ontferming oor ons as mens. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, wie is daar soos U? Here, wie kan U hulle self ontferm soos wat net U kan oor ons as mens? Here, soms doen ons die verkeerdste goed, maar U kom en U ontferm ons, U self nog steeds oor ons. Here, ek bid dat U ons sal help, dat ons nie sal aanhou met ons ou lewe en ons ou wees soos wat ons gedoen het nie, maar dat ons 'n paradigma verskywing in ons verstand sal hê, dat ons sal besef, ons moet op die regte pad kom, en ons moet op die regte pad bly. U woord sê tog immers, julle moet daagliks tot bekering kom. Here, help ons in hierdie saak, daar waar ons nog swak is my gebed in Jesus naam, en ek eer U daarvoor. Halleluja, amen en amen.